Goeiemôre aan almal, dit is vandag Woensdag die 4de en dis my voorreg om met jou te kan gesels. Wat 'n voorreg is dit nie? Ek het vanoggend met iemand gepraat en hy gaan verseker hierdie boodskap kyk en hy het gesê ek moet vir hom bid want hy soek 'n werk. Nou vanmôre gaan ek vir almal van julle wat in 'n put is of wat in 'n situasie is, gaan ek voorbid. Right, en as ek bid, dan bid jy sommer saam met my ook vir al die ander mense. Onthou julle vir Job, een van die keerpunte in my lewe het gebeur toe Job in die grootste moeilikheid in sy lewe was. Hy het alles verloor. Hy was die rykste man op die aarde. Hy sit op die ashoop en dan gebeur daar iets. Gaan check my op. Ek weet julle ouens dink ek praat dit met duim met, maar ek gaan vir jou vertel, dit staan in Job 42 vers 10. Dan sit Job op die ashoop. En dan kom twee vriende soontoe. En dan bid hy vir sy vriende. Dit klink snaaks, né? Sy vriende kom om met hom te simpatiseer, maar dan bid hy vir sy vriende. Dit maak mos nie sin nie. Dit beteken, as jy in die moeilikheid is, bid vir ander mense. Nou ja, vanmôre wil ek vir jou bid. Dis nie dat ek in die moeilikheid is nie, maar ek soek ook 'n paar deurbrake in my lewe, glo my. As die Here dit vir Job kan doen, kan hy dit vir jou doen. En vanmôre wil ek hê jy moet saam met my, ook vir al die ander vriende wat op hierdie groep is, saam met hulle bid. En dan is ons een groot magtige gebed. Nou, hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir jou lees, julle weet die afgelope ruk het ek letterlik heeltyd net in Johannes gepraat. Wat 'n fantastiese boek. En elke tweede vers was omtrent 'n boodskap. Nou vanmôre, verskoning, maak ek my Bybel oop op Psalm 18. Jy het hom so baie al gehoor. Maar baie keer is hy om hoor op die dag wat jy hom nodig het, want dis waar ek my Bybel oopgemaak het. En toe ek dit sien, hoor ek die stem sê vir my, spreek hierdie woord, dis die woord van God, spreek het oor iemand. En Dawid sê die volgende, Psalm 18, vers 3, die Here is my rots. Is dit nie wonderlik nie? Wat beteken 'n rots? 'n Rots is 'n groot plek waar jy veilig is. As daai wind waai, as die sneeu kom, ek kyk baie keer hierdie prente, dan sien ek, dan is hierdie ouens in moeilikheid en die reën kom en dan maak hulle onder daai rots 'n veilige plek, dat hierdie wind en hierdie koue hulle nie kan doodmaak nie. Die Here is my rots en my bergvesting, my redder. Die Here is jou redder, my ou vriend, my vriendin. Ek spreek dit vandag oor jou. My God, my rots by wie ek kan skuil. Jy kan vanmôre met vrymoedigheid sê, Here, asseblief my rots, ek skuil by U. My skild, die horing van my heil, my rotsvesting. Vers 7. Dis vir jou vandag. En miskien moet jy die boodskap aanstuur vir iemand wat dit so nodig het. Toe ek benoud was. Wie wat sê hy? Was. Ek spreek dit oor jou. Jy is nie meer benoud nie. Jy was benoud. Dan sê hy, het ek die Here aangeroep. Jy sien, jou deurbraak het gekom toe jy die Here aangeroep het. En ons moet nooit vergeet om die Here te dank as jy jou deurgedra het nie. As daai storm weer gaan lê het en alles gaan weer goed en jou finansies is weer reg, moet jy asseblief net gaan dankie sê. Ek is 'n pa en baie keer dan vra my kinders iets en as hulle nie mooi dankie sê nie, dan sê ek vir myself, ja, ek wonder hoekom gee ek hierdie goed. Jy sien, dank beteken waardering, beteken erkenning, beteken U is my bron. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep en ek het tot God geroep om hulp en hy het my stem uit sy paleis gehoor. Wow. Die Here hoor ons vanmôre uit sy paleis het. En my opgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Het jy geweet die God het ore? Ons Vader het ore? Ons Vader het ore. Ja, hy het ore. Hy hoor. En vanmôre wil hy hoor. Hy het hierdie woorde gehoor. Hy hoor jou noodkreet. Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Vanmôre bid ek vir jou. Ja, meneer, ek bid vir jou. Miskien is jy in daai krisis vanmôre, miskien moet jy daai deurbraak. Is iemand wat vir jou bid. Is iemand wat die Here dalk net vandag gebruik om vir jou te sê, jy is waardig. Jy is goed genoeg. Die Here het nie van jou vergeet nie. Hy is nog steeds jou rots. Kom ek bid vir jou vanmôre. Here, baie dankie dat U ons rots is, ons skuilplek, U is ons hoop, dat U ons elke keer uitred. Ja, Here, U sal ons nooit drop nie. Dankie dat ons vanmôre net vir U kan sê dankie. Here, dankie dat ons soos Job vandag vir iemand anders kan bid. Want Here, toe Job vir sy vriende gebid het, het God sy omstandighede verander. En hy het 2 keer soveel gehad, sê Job 42 vers 10. Here, vanmôre wil ons vir iemand bid.
Ek weet nie wie dit is nie. Here, sodat U my ook kan help. Vanmôre is my hart by iemand, Here, sodat U my ook kan bless. Daar's 'n liedjie wat sê, gaan my nie verby vandag, o Heiland, terwyl U ander nou seën, seën ook vir my, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. 'n Wonderlike klein Saterdag bid ek vandag vir jou toe, dat jy lekker net sal ontspan en daar in die sonnetjie waar jy is, mag jy knus en gesond en goed voel. Moet altyd weet dat die Here jou baie lief het en dat jou beste nog steeds op pad is. Totsiens, tot 'n volgende keer.